Heer ons, glooi die deur en weer, koning van die eeuwe. Kom en neem aan die eer ons, lê ons koning neer, koning van die eeuwe. Met hande hoog sal ons U prys, met hande hoog ons lof bewys, want U is altyd waardig. Dit is nou al 'n geruime tydjie wat die Here met ons deel en sy woord aan ons openbaar en soveel kosbarehede wat hier uitkom. Soveel boodskappe, lering wat die Here met ons deel en ons is op hoofstuk 2. Ek het besef dat baie maal dan lees ons die woord van die Here en dit gaan tog in, maar ons lees ook baie belangrike dinge. Dit staan partykeer vir jou uit en dan partykeer lees ons maar net oor en ons gaan maar net aan. En ons gaan vanmôre stil staan en kyk dit wat die Here met ons wil deel. So 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf vers 6 en ons Here ons spaar tot met vers 8. Kom ons lees daar saam. Hy sê: Daarom staan dit ook in die skrif. Kyk, ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen. En die wat in hom glo sal nooit beskaamd word nie. Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Hoor mooi, die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword en 'n steen des aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Nou, ek wil hê ons moet vanmôre so vinnig aan net 1 of 2 punte raak om te onthou dit wat ons die laaste ruk oor gesels het. Die eerste ding wat ek vinnig vir u wil noem is dat die boek 1 Petrus is hoofsaaklik geskryf vir die Christene, vir die gelowiges wat tot bekering gekom het na die kruisiging van Jesus, vir die van hulle wat in Klein-Asië versprei was. Nou Klein-Asië is geken vir ons as die hedendaagse Turkye. Net om vinnig terug te bring, onthou Jesus is gekruisig en as gevolg van dit wat hy kom bewerkstellig het, het daar mense opgestaan en tot bekering gekom. Maar hulle moes ook vlug vir hulle lewens, want hulle was vervolg vir hulle geloof. En so het God ook die vervolging gebruik om die evangelie verder te versprei. Maar nou is daar mense in Turkye en hulle het, ek wil amper sê, raak afvallig, raak moedeloos, want hulle gaan deur erge vervolging. Juis omdat hulle Jesus dien, juis omdat hulle lewens verander, juis omdat hulle die wet nie aan voldoen nie, maar Jesus se woord vat. En dan kom 1 Petrus en deur die leiding van die Heilige Gees skryf God aan sy kerk, daardie mensies, daardie bekeerlinge in vervolging, skryf hy vir hulle hierdie brief. En in hierdie brief kom die Here en bemoedig hy moedig hulle aan om staande te bly, te midde van wat hulle deurgaan, te midde van wat hulle ervaar, om die geloof te behou, nommer 1, om te weet dat hulle hoop, hulle krag is in die Here. Nou net vinnig, daardie mensies wat in Christus Jesus was, daardie gelowiges was deur die ander uitgeskuif, as ek dit in vandag se taal kan gebruik, want hulle was weird, hulle was anders, hulle wou nie submit aan die wet van die dag nie. Hulle het Jesus aanvaar en daarom is hulle vervolg. Maar saam met hulle was hulle ook gemarginaliseerd in die tyd waarin hulle lewe. Wat beteken dat ons sê gemarginaliseerd? Dit beteken dat hulle was beskou as minder belangrik en minder waardevol. Hulle was beskou as mense wat 'n ander vlak is as die normale standaard. Met ander woorde, daar was neergesien op hulle. Hoekom? Omdat hulle Jesus volg.
En as gevolg van hierdie ding wat hulle deurgaan en omdat hulle gemarginaliseer word, het hulle nie die behoeftes gehad of was daar nie in hulle behoeftes voldoen soos wat daar vir die normale mens bedoel was nie. Hulle het nie die hulp gekry wat vir die normale mens daar was deur die staat, as ek dit so kan stel nie. Hulle was nie toegelaat tot basiese menseregte nie. Met ander woorde, letterlik geonderdruk en eenkant geskuif, net omdat hulle Jesus volg. En dan kom die Here en hy skryf vir hulle hierdie letter, hierdie brief, en hy bemoedig hulle om te midde van dit wat hulle deurgaan, vas te bly staan in hulle hoop. En nommer 2, in en deur hierdie brief kom die Here en sê hy vir hulle, julle is my seuns en my dogters. My identiteit, wie ek is ook in julle. En ek wil hê julle moet ingebou word in my, die lewende hoeksteen. Maak dit sin as ek dit so stel? Ek wil dit herhaal, want ons vergeet baie maal in watter konteks hierdie brief geskryf is. En wat was die rede? So dis nie vir sondaars noodwendig alleenlik gewees nie, maar vir kinders van God wat vervolg word, wat gedood word, wat persecute word, omdat hulle staan vir wat reg is. Omdat hulle staan vir die waarheid en vir dit wat God hulle voorgeroep het. Te midde van. Alright, so dis waarna ons gaan kyk. Nou kom ons lees nou vers 6. Vers 6 begin met die woorde, hy sê, daarom staan dit ook in die skrif. Hy sê, kyk, ek lê in Sion, 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen. Nou, ons gaan vanmôre nie so baie tyd spandeer aan die hoeksteen nie, want ons het al reeds goed daaroor gesels en 'n fondasie gelê. Maar ek wil vir u die profesie wys, wat vanuit die Ou Testament uit geprofeteer is, dat Jesus die hoeksteen is, en dat Jesus kom, en hy bring daai woord, daai profesie, tot vervulling. Nou, wie van u glo saam met my, dat wanneer daar 'n profesie uitgaan, moet dit tot vervulling kom? Veral as dit deur God se inspirasie kom. En te veel is daar mense wat sê, die Here sê so en die Here sê dat, en dan het die Here nooit gepraat nie, en dan kom hy goed nie tot vervulling nie, en dan maak dit skade, want dan mense sê, ja, maar die Here het so gesê, dan was dit mens wat gepraat het. Right, jy weet, ek sê altyd, it's prophesy or prophesy, wat een is die regte een? As jy profeteer, dan is dit wat God sê, en dan moet jy seker maak, jy het gehoor by die Here. Alright, so kom ons wees stadig om te sê, die Here sê so, en die Here maak so, maar kom ons maak seker, dat wanneer hy praat, dat dit hy is, en dat ons gehoorsaam is. Nou kom hierdie gedeelte, en dis 'n profesie vanuit die Ou Testament, wat sê dat Jesus sal die hoeksteen wees, wat verwerp gaan word. Blaai saam met my na Jesaja hoofstuk 28. Dit is belangrik dat ek en u ons woord ken, die Bybel ken. Die woord van God is ons mandaat, amen. En baie maal dan sê die mense, ja, maar die Ou Testament is die Ou Testament, ons lewe net in die Nuwe Testament. Nee, Jesus het die ou verbond kom volmaak, sodat ons die nuwe verbond in hom kan ontvang. En ons moet weet waar dit vandaan kom. En in Jesaja 28 vanaf vers 14 wil ek vir ons lees. Hy lees soos volg, hy sê, hoofstuk 28 vers 14, daarom hoor die woord van die Here, julle spotters, heersers oor hierdie volk wat in Jerusalem is. Met ander woorde, hy praat met 'n volk wat teen God se volk spot, wat hulle haat, wat hulle vervolg, wat oor hulle wil heers. En vers 15 sê, omdat julle sê, ons het 'n verbond met die dood gesluit, en met die doderyk het ons 'n verdrag aangegaan, as die golwende gesel deurtrek, sal hy na ons nie kom nie, want ons het die leuen ons skuilplek gemaak, en ons in bedrog weggesteek. Nou vers 16, daarom, so sê die Here, kyk, en hier's die profesie, hy sê, ek lê in Sion 'n grondsteen, 'n beproefde steen, 'n kosbare hoeksteen, sê saam met my, kosbare hoeksteen, wat vasgegrondves is. Hy wat glo,
sal nie haastig wees nie. Kan jy sien? In die Ou Testament word dit geprofeteer dat God sê en hy waarsku sy volk en hy deel met hulle dat hy stuur 'n kosbare hoeksteen. Daai ankerpunt, daai fondasie wat alles bymekaar gaan bring en waarop ons geloof gefondeer word. Vers 17 sê, en ek sal die reg tot 'n riglyn maak en die geregtigheid tot 'n skietlood. En die haal sal die leundak wegruk en die water die skuilplek wegspoel. Ons gaan nou so 'n bietjie meer daaroor gesels. Alright, in ander woorde, dis geprofeteer en nou kom dit tot vervulling. Ek en jy weet dat Jesus is die waaragtige, die kosbare hoeksteen. Amen. Nou 1 Petrus 2 vers 6. Jy moet maar die plekhouertjie of die vinger daar inhou. Ons gaan heen en weer kom en na 'n paar dinge verwys. Vers 6, 1 Petrus 2:6 sê, daarom staan dit ook geskrywe, ek lê in Sion 'n uitverkore en 'n kosbare hoeksteen. En nou die volgende deel. En die wat in hom glo. Sê saam met my, die wat in hom glo. Wat sê hy daar? Sal nooit beskaamd word nie. Die wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Wie kan vanmôre sê, sonder twyfel, sonder vrees vir wat mense gaan dink of sê, ek erken, ek glo in die hoeksteen, ek glo in Jesus. My geloof is geanker in die Here. Amen. Nou vir jou en my wat kind van God is, die woord van die Here kom hier. En hy sê vir die wat vertrou, vir die wat glo, dat te midde van wat hulle deurgaan, te midde van wat hulle ervaar, te midde van hulle vervolging, my vertaling, God sal altyd deurkom en jy sal nie beskaamd staan nie. My ander woorde, dit wat jy glo, dit sal tot vervulling kom. Dit wat jy bely met jou hart en glo met alles, so sal dit wees. Hoekom? Want Jesus is die kosbare hoeksteen. Hy is die een wat deur die eeue staande bly. Hy is die een wat deur die storm die anker is. Hy is die een wat deur vervolging daar is om jou op te tel en jou deur te dra. Vanmôre, miskien voordat ons aangaan, wie van u gaan met tye deur versoeking en beproewing? Ons kan nou nog die woord vervolging ook inbring, maar ek dink ons in ons land waar ons tans is, en as kinders van God het ons, as ons vervolg word, ligte vervolging. En ek dank God nog daarvoor, want ons het nog vrye godsdiens. Ons het nog vryheid van spraak. Ons kan nog kies wie ons wil dien en waarom. En dis eintlik baie keer 'n negatiewe ding, want nou is daar soveel ander gelowe. Maar vir die kind van God het ons nog die reg om hier vanmôre te kan sit en nie hoef te vrees, wie gaan hier instorm en ons doodmaak nie. Wie gaan jou gevange neem omdat jy kind van God is nie. So in daai lig het ek en jy nog eintlik baie voordele, maar ek weet wel daar is versoeking en beproewing. Wie van die gaan ook beproewing en versoeking deur? Nou kom ons skuif die goed wat ons altyd kan sien as versoeking en beproewing. Verslawings, daai goed, kom ons skuif dit weg. Wie van die word beproef in jou verhoudinge? Man, vrou, kinders, ouers. Wie van die word versoek om in die samelewing waarin ons lewe dinge te moet doen om te survive, maar jy weet dis nie regtig God se wil nie. Dit sê nie jy doen dit nie, die versoeking is daar. Ons gesels gister met ons gryse wyse ontbyt. En ek en Hans praat oor, as jy geld optel, mag jy dit vat as voorsiening van die Here af, of moet jy die eienaar daarvoor soek? Dit hang af waar jy dit optel. Dit hang af of jy gesien het wie dit laat val of nie. So ek dink jy moet na elke scenario maar met meriete kyk. Maar so baie keer weet ons, okay, daai R50 is eintlik Piet se en hy het per ongeluk uit sy sak uitgeval. Maar dankie Here vir die voorsiening. Zink! Aan hardloop ek. Alright. Met ander woorde, ek weet dis verkeerd, maar ek weet ek het 'n nood
En hy R50 gaan nou eintlik petrol in die kar gooi of brood en melk. Okay, vandag kan jy net brood koop met. Hierdie gaan my help vir my nood. Maar die regte ding om te doen is, sê Piet, jy het jou R50 verloor. As hy sê nee, ek het hom daar vir jou geplant, is dit 'n ander saak. As hy sê nee, vat hom maar, is 'n ander saak. Maar ek het daai integriteit in my om te moet staan vir wat reg is en te staan teen wat verkeerd is. Jy sien, en terwille van dit of as gevolg van dit mag ons baie keer vervolg word, beproef word. Mense mag jou judge. Mense gaan jou uitskuif, vriendekringe gaan jou uitskuif. Baie van julle kan getuig van hoe dit gebeur het toe jy tot bekering gekom het. Het baie van die vriende en die familie jou uitgeskuif. Toe ons saam braai en saam kuier en saam vakansie hou en saam gaan dice, toe alles reg en goed verloop. Nou dat jy die Here dien, waar is hulle nou? Jy sien baie van hulle skuif jou uit vir. Maar God sê, wanneer jy deur sulke dinge gaan, sal jy nie beskaamd staan nie. As jy vir my naam staan, sal alles ten goeie meewerk. Kom ons lees verder. Hy sê, en die wat in hom glo, sal nooit beskaamd word nie. Vir die wat glo, hulle hoop is seker en is vas. En vir hulle is daar uiteindelik geregtigheid. Hulle sal geregverdig word. Hulle sal gered word. Die woord van die Here sê, blaai saam met my na Matteus 5 toe, die wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. Om te volhard, te midde van. Jy sien, die maklike ding vandag is om op te gee. Die maklike ding vandag is om in te gee. Die maklike ding is, as jou huwelik nie saamwerk nie, om te sê, ag, ek gaan maar skei. Dis die maklike uitweg. Ons dink dis moeilik, dis die maklike uitweg. Dis 'n maklike uitweg om te sê, ag, ek gaan maar bedank en by die huis sit en ek sal maar die Here vertrou vir iets anders, as hy al reeds vir jou voorsien het. Dis 'n ander saak as dit onregverdig is en hy lei jou uit. Maar baie keer maak ons die maklike keuse om maar stil te bly, om die vrede te bewaar. Hoe dit ook al mag sê. Wat sê die Here? Hy sê, as jy staan vir dit wat reg is, en jy glo, dan is jou geloof standvastig in die Here. En as jy volhard, sal jy gered word. Matteus 5 vers 9. Dis nie wat ek nou gekwoteer het nie, ek wil vir jou iets anders lees. Matteus 5 vers 9. Hoor hoe mooi sê hy hier. Hy sê, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Sê saam met my, salig. Salig beteken geseënd, gelukkig, blessed. Okay, salig is die vredemakers. Boetie, kyk gou vir sussie in haar oor en sê vir haar, jy's 'n vredemaker. Maar sê dit met 'n smile. Jy's 'n vredemaker. Sê saam met my, ek is 'n vredemaker. Jy sien, om vrede te maak is vir God belangrik. Want hy is die vredevors. Hy het kom sterf dat ons vrede kan hê. Nou sê hy daar, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En nou vers 10, salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Let wel wat hy daar sê, hy sê nie, salig is die wat vervolg word, as gevolg van hulle eie swak keuses nie. Salig is die wat vervolg word, omdat hulle bang is om te praat nie. Salig is die wat, hy sê salig is die, wat ter wille van geregtigheid, dit wat reg is, dit wat eerbaar is, dit wat uit God se perspektief reg en eerbaar is, wat vir geregtigheid staan, hulle sal die koninkryk van die hemel beerwe. Hulle behoort aan die koninkryk van die hemele. Vers 11 sê, salig is julle, wanneer mense julle beledig en vervolg met valslike allerhande kwaad, teen julle spreek om my ontwil. Dan sê hy, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het.
So jy sien, dit is 'n leefstyl, dis iets wat ons gaan deurgaan, wat jy ervaar as jy kind van God is, maar die hoop en die belofte waaraan ons vashou is, dat God sê, jy sal nie beskaamd staan nie. En mag ek byvoeg, hy sê, jy sal nie alleen staan nie. Blaai saam met my na Openbaring hoofstuk 2. Ek wil gou vinnig vir iets uithaal. Die Here kom en hy skryf die briewe aan die 7 gemeentes, en die brief waarna ons wil kyk is die brief wat geskryf is aan Smyrna. Ons het dit nou so 'n jaar terug 'n studie gedoen oor al 7 hierdie briewe. Dit is op ons website, op die YouTube channel. So die van u wat weer wil gaan opvang, is baie welkom om daarna te luister. Ek wil nie dit in konteks spreek nie, ek wil net vir iets uithaal. So Openbaring 2 vanaf vers 8. Openbaring 2 vers 8 skryf die volgende, hy sê, en skryf aan die engel van die gemeente in Smyrna. Dit sê die eerste en die laaste, wat dood was en wat lewend geword het. Wie is hy? Jesus Christus. Dis ons God, so God praat. En hy sê dit vir daai kerk, hy sê, ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar is 'n sinagoge van die Satan. Hy sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. En julle sal 10 dae lank verdrukking hê. Right, dit verwys nie na die groot verdrukking aan die einde nie. Dit verwys hierso na 'n periode wat hulle deur is, wat verwys na 'n vervolgingstydperk wat 'n begin en 'n einde gehad het. Dis hoekom hy 10 dae daar uithaal. Ek wil dit net noem dat u nie dit verwar met die groot verdrukking met die anti-kris nie. Okay, so daar gaan verdrukking kom. Maar hoor nou wat sê hy hier. Hy sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Met ander woorde, as ons teruggaan na 1 Petrus hoofstuk 2 toe, vir die wat glo, vir die wat volhard tot die einde, vir die wat staan vir die waarheid en vir God se geregtigheid. Hy sê, ek sal jou nie laat beskaamd word nie, nommer 1. En nommer 2, ek sal jou die kroon van oorwinning, die kroon van die lewe gee. Nou, dit gaan nie oor die kroon nie. Dit gaan om God te aanbid met daardie kroon. Ek weet nie van u nie, maar ek wil nie in die hemel gaan staan en 'n plekkie vir myself bou met 'n kroon, sodat almal kan sien ek het 'n kroon nie. Inteendeel, die woord sê, wanneer ons voor die troon gaan staan, gaan ons krone afhaal in aanbidding aan die Here, en voor hom neerlê in aanbidding, in belydenis, in erkentenis dat God ons God is, dat hy voorsien het, dat hy deurgedra het, dat hy die hoeksteen is, wat ek geglo het, wat deurgekom het, wat my verlos het, wat my nie beskaamd laat staan nie. Dis die God wie ons dien. En ek wil daai kroon kan vat en sê, Here, eintlik moet hierdie kroon nie aan my behoort nie. Dis u kroon. Ek lê hom by sy voete. Ek sê, ek eer u, ek aanbid u. Amen. Weer tot eer en verheerliking van die Here. Hy sê, wees getrou tot die dood toe. Nou, ek wil nie noodwendig oor goed praat, oor politiek, of dit wat in die sosiale media gebeur het hierdie week nie, maar ons almal weet wat het gebeur met Charlie Kirk. En ek is nie daar om te sê, hy gaan hemel toe of hel toe nie. Maar wat ek wel weet, is dat daai man het onwrikbaar gestaan, vir wat hy glo die waarheid is. Vir wat hy bely het die woord van die Here sê, teen die norms van die dag. Ek sal nie so ver gaan om te sê dat hy's 'n moderne disipel, apostel wat gemartel word vir God nie, maar wat ek wel sê is sy belydenis van Jesus Christus, en dit waarvoor hy gestaan het vir die waarheid, het gekos dat hy sy lewe verloor. Hy het gestaan te midde van vervolging, te midde van wat aangaan, en sy boodskap het deurgegaan. Ja, maar hy het dan gesterf, hy het die prys betaal. Hulle het gister 'n statistiek gewys. Hy het,
praat onder korreksie, 1.8 miljoen volgelinge gehad. In 48 uur is dit 8,5 miljoen volgelinge. Wat nou ingesluit het by sy groep, Turning Point. Wat almal na die boodskappe luister. Waarvoor hy gestaan het, wat hy gedeel het en wat hy gepredik het. Wys vir my, daar's iets anderste ook in die gebeur. Partykeer gebruik die Here een persoon om die fondasie te gooi. Dan kom die ander en hy lê weer 'n baksteen. En die ander een kom en hy pleister. En die ander een kom en hy sit die dak op. Maar dis om in jou seisoen te staan vir dit wat reg is. En God, die ons liefdevolle Pappa, glo ek sal na hom kyk en na hom omsien. Die rede hoekom ek dit noem is, hy was bereid om te sterf. Ek het nie baie diepte in studie gaan doen nie, maar ek verstaan dat hy doodsberigte gekry. 'n paar weke voor dit was daar gesê, jy gaan bloei deur jou nek by die universiteit. Alright, so wat sou hy doen? Gaan hy alles kanselleer vir 'n death wish of 'n ding wat oor hom uitgespreek is? Hy het nog steeds gegaan. En vir my Openbaring sê hy staan vir die waarheid tot die dood toe. Is ek en u bereid om te staan vir geregtigheid, vir regverdigheid, vir dit wat Jesus vir ons kom doen het en gee, en dan ook, kan ek verlede week se een deel inbring, vir die taak waarvoor hy ons geroep het, om heilige priesters te wees, is ons bereid om te staan tot die dood toe. Nou, dis 'n ander ding om nou te sê, ja, I'll take a bullet for the Lord, ek sal staan. Dis 'n ander ding as daai vuurwapen op jou gerig word. Dis 'n ander ding as jy moet dink, ek moet my 2 kinders agterlaat. Dis 'n ander ding om te dink, wat gaan aangaan. Mag die Here ons die vermoë gee. Mag hy ons beskerm, dat ons dalk nooit aan daai plek kom nie, maar sou dit so wees, mag ons kan staan tot die dood toe. Mag ons getrou bly tot die dood toe. Want hy het dit gedoen vir ons. En dan as beloning die kroon van die lewe kan bekry. Amen. En dan vers 11 sluit af dan Openbaring 2:7 en hy sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Julle weet daar's 2 dode, nê? Wat is die eerste dood? Eerste dood is wanneer hierdie aardse tentwoning, Paulus skryf wat maar net 'n tydelike woning is, wanneer hy sterf, wanneer hy terug aards keer. Wat is die tweede dood? Die hel. Die ewige dood. Om amper sê die laaste dood. Die realiteit is, dis nie 'n dood nie, dis 'n geestelike dood. Jy gaan 'n onsterflike liggaam kry, om in die hel te wees. Nie verheerlikte liggaam nie, maar nie 2 verwar nie. Vir die kind van God wat weggeraap word, wat saam met Jesus gaan, hy kry 'n verheerlikte liggaam. Onsterflik, kan nie siek word nie, hy het vrede, hy het genesing, hy het die volheid van God. Maar die hel het 'n onsterflike liggaam. En inteendeel, alles wat Jesus voorkom sterf het, wat hy betaal het met sy bloed, gaan jy moet dra nou in daai hel, want jy het hom verwerp. Ons gaan nou begin kyk oor die wie wat hom verwerp het. Hy het die prys kom betaal. En as jy dit verwerp, gaan jy self daarvoor moet dra en daarvoor moet betaal. Amen. Kom ons gaan terug na 1 Petrus hoofstuk 2 toe. Vers 7. 1 Petrus hoofstuk 2 vers 7. Die eerste gedeelte sê, hy sê, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Petrus kom en hy beklemtoon die verskil hier tussen die gelowiges in Christus, hulle belydenis, hulle ervaring, dat die hoeksteen, dat Jesus vir hulle kosbaar is, dat Jesus vir hulle waardevol is, dat Jesus eintlik hulle lewe is, maar dan vergelyk hy dit ook met die ongelowiges. Lees saam met my daar, hy sê, vir julle dan wat glo is hy kosbaar. Wie van julle kan sê, Jesus is kosbaar vir my? Ek waardeer Jesus se offer, ek eer hom, ek erken hom, ek aanbid hom vir sy offer. Maar hoor wat sê hy sê, maar vir die ongelowige
Sê saam met my, ongelowige. Geld hierdie woord. Wat sê hy daar? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. En 'n steen, dis aanstoot, en 'n rots van struikeling. Sien, vir diegene wat hulle geloof in Jesus plaas. Jesus is nie vir hulle 'n struikelblok nie. Inteendeel, Jesus is die bron van hulle, bron van eer, bron van waardigheid, bron van, dis my God, he's my provider, he's my all, hy's my bron. Maar vir die ongelowige sê hierdie skrifgedeelte, vir hulle is Jesus 'n struikelblok en 'n aanstoot. Maak dit sin? Wat beteken dit? Jy staan vir God of jy staan teen God? Of jy aanvaar wat hy gedoen het, sy verlossing, sy liefde, sy vrymaking, sy volheid, of jy verwerp dit, jy struikel daaroor. Dis vir jou 'n aanstoot. Jy al gehoor as jy baie keer met iemand gesels oor die evangelie van Jesus, dan sal hulle baie keer sê, baie dankie, ek het dit nodig gehad. Jy het vandag op die regte tyd vir my gepraat, vir my gebid, of hierdie liedjie, of hierdie vers gestuur. Maar dan kry jy die teenoorgestelde ook. Dan stuur jy vir iemand iets onskuldig, of jy sê vir hulle onskuldig iets. Papa, dan pop hy lid. Moenie vir my preek nie, jy judge my al ewig. Jy dit. Wat doen hulle? Dit wat ek bring, die Jesus, is vir hulle 'n struikelblok, is 'n aanstoot. Dit wat hulle kan seën, dit wat vir hulle tot 'n blessing kan wees, word 'n aanstoot en 'n struikelblok. Ons lees verder daar. Hy sê die steen wat die bouers verwerp het. Sê saam met my, die bouers. Nou, die skrywer van Psalm 118 kom en hy besing en hy skryf 'n lied wat praat van hierdie steen wat die bouers verwerp het. Blaai saam met my na Psalm 118 toe. Vers 17 lees ons volg, hy sê, en Dawid kom, laat ek eers 'n bietjie agtergrond gee. Hy gaan deur 'n seisoen in sy lewe van verwerping, aanslag, daar's nie 'n uitkoms nie, dit voel asof alles en almal teen hom is. Hy het sekere dinge verloor. Nou kom hy in 118 vers 17, hy sê, ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel. Voor ons aangaan, sê saam met my, ek sal nie sterf nie, maar ek sal lewe om die werke van die Here te kan vertel. Jy sien, hierdie is 'n profetiese woord wat jy daagliks oor jou lewe kan uitspreek. Wie van julle glo jy het nog 'n doel op hierdie aarde? Okay, wie van julle word siek? Wie word baie keer aangeval? Baie keer word daar gesê, moenie in die aand ry nie, daar's hijacks en daar's al hierdie goeters. Ek wil vir jou sê, vir die kind van God, kan jy oor jou lewe bely, ek sal lewe en nie sterwe nie. Hoekom nie? Want ek wil vertel wat die Here gedoen het. Moenie sê, ek sal lewe en nie sterwe nie, want ek moet nog my kinders groot maak nie. Ek sal lewe en ek sal nie sterwe nie, want ek slaan nie gitaar in die kerk nie. Ek sal lewe en ek sterwe, want ek's bang om dood te gaan nie. Nee. Wat sê hy? Sê, jy sal lewe en nie sterwe nie. Hoekom? Om te vertel wat die Here gedoen het. So kom siekte oor my pad, ek sal nie sterf nie. En ek gaan vertel wat die Here gedoen het. Breek my kar hier langs die pad waar hulle plakkerskamp het, ek gaan nie doodgaan nie. Hoekom? Want ek sal lewe en sê God het my deurgedra. Is ek in 'n motorongeluk, ek sal lewe en nie sterf nie. Die kar is afgeskryf, maar ek lewe. Hoekom? Ek sal vertel wat die Here gedoen het. Amen. Die geld is min, die budget klop nie, maar ek sal lewe en ek sal vertel dat God het my deurgedra. Amen. En weet jy wat is die great ding van dit? Jy het nie eens gewig verloor nie. Die geld is klaar, maar jy het gewig gehou. Wys jy hoe voorsien die Here? Amen. Jy kan ons vertel dat die Here goed is. Amen. Kom ons lees daar, hy sê, ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die Here vertel. Die Here het my hart gekastei.
Hy het my 'n hartpakslag gegee, maar my aan die dood nie oorgegee nie. Kan julle onthou verlede week en die week voor dit met ons kursus What on Earth is God Doing in My Life, Brooks Wilkinson, het hy gepraat van om gechastised te word en om geproen te word. Hier is nog 'n vers van pruning. Daar ek was gekastei, ek was geproen, ek was gesnoei, maar hy het my nie doodgemaak nie. Kom ons gaan aan, vers 19. Maak oop vir my die poort van die geregtigheid. Ek wil daardeur ingaan, ek wil die Here loof. Sê saam met my, ek wil die Here loof. Nie ek moet nie, ek wil. Kyk, jy's hier vanmôre omdat jy hier wil wees, amen. Nie omdat jy hier moet wees nie. Wie is hier omdat jy hier moet wees? Miskien 'n paar kinders. Okay. Maar die res van hulle is hier omdat jy hier wil wees. En eendag as hulle breins kry, gaan hulle weer die moed het verander na wil toe. Dan sê hulle, dankie dat pa vir my gesê het, jy moet gaan. Vers 19, maak oop die poorte. Vers 20, dis die poort van die Here. Regverdiges mag daardeur ingaan. Ek wil u loof omdat u my verhoor het en my tot heil geword het. Onthou julle daai ou lied wat ons in die kerk gesing het? En nou hoor wat sê hy hierso aan Annelie. Hy sê die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword. Weer 'n Ou Testamentiese woord wat in die Nuwe Testament tot vervulling kom. Kan u sien waarom is dit belangrik om die woord te ken? Jesus praat daar, hy haal dit aan. Jesus inteendeel haal hierdie gedeelte van die hoeksteen aan in elke evangelie, Matteus, Markus en Lukas. Amen. Vers 23, dit het van die Here gekom. Dit is wonderbaar in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Kom ons praat so 'n bietjie oor die bouers van vers 7. Die bouers wat die steen verwerp het. Wie's daai bouers? Onder andere eerstens in konteks, as ons gaan kyk, dan verwys dit na die godsdienstige werkers en leiers in Jesus se tyd. Met ander woorde die Fariseërs en die Sadduseërs wat sy waarheid verwerp het, wat dit nie wou hoor en nie wou glo nie. Kom ek wys vir u, Matteus 21 vers 42. Laai saam met my. Matteus 21. Vers 42 sê, Jesus sê vir hulle, het julle nooit in die skrif gelees nie, die steen wat die bouer verwerp het, dit het die hoeksteen geword. Hy het van die Here gekom en is wonderbaar in ons oë. Ons het nou net gelees in Psalm. Vers 43, daarom sê ek vir julle. So hoekom haal Jesus dit aan? Want hy wil nou 'n rede gee, hy wil nou 'n verduideliking gee. Hy sê, daarom haal ek dit aan, daarom sê ek dit vir julle. Lees saam met my daar, hy sê, daarom sê ek vir julle, die koninkryk van God sal van julle weggeneem en aan 'n volk gegee word wat die vrugte daarvan sal dra. En hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word. Maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Vers 45, en toe die owerpriesters en die fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat hy van hulle spreek. En nou vers 46, en hulle het probeer om hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat die hom vir 'n profeet gehou het. So wie het eers die steen verwerp? Die owerpriesters, die owerherders en die fariseërs, die geestelike leiers. Alright, daar is vandag baie wat die waarheid, ek wil nie sê ken nie, weet van die waarheid, maar dit nie doen nie. Daar's baie wat vir jou kan predik en sê dit staan daar, maar hulle is eintlik teen dit. Daar's baie wat gehoor het, maar weier om dit te doen. Wat sê Jesus? Hy sê, daardie steen, as hulle op hom val, gaan hulle verpletter word. Is dit wat die steen wil doen? Nee. Hy het dit dan vir hulle juis kom
hy dan juist die hoeksteen geword as hoop, as anker, as toevlug. Hy het verlossing gebring, maar jy weet, daar's niemand so doof soos iemand wat nie wil hoor nie. Niemand so blind soos iemand wat nie wil sien nie. Niemand so, ek weet nie wat kan 'n mens vergelyk, as iemand nie wil gehelp word nie, kan jy hom nie forceer nie. So Jesus sê, daar's lewe, daar's dood, kyk daarna, maar as jy dit nie wil vat nie, gaan dit vir jou 'n struikelblok wees. Ons sien dit baie keer met die kinders. Moenie dit doen nie, pas op vir dit. Wat doen hulle? Hulle gaan try dit uit. So ons het nou besluit, ons aan die teenoorgestelde sê, gaan druk jou vinger in die plak. Gaan voel. Nee, ek speel, moenie dit doen nie. Hulle gaan jou aangee as kindermishandeling, okay? Jy sien, hierdie vers beklemtoon eintlik vir my die hele paradoks omtrent die evangelie. Wat vir my eintlik so uniek is, die een wie die mense verwerp het. Die een wie die mense nie aanvaar het nie. Die een wie die mense sê is waardeloos. Hy kom en hy word die hoeksteen en die fondament waarop die geestelike kerk gebou word. Die verwerpte een word gebruik. Die een wat nie goed genoeg is nie, is in God se oë goed genoeg. Dis God, dis Jesus, hy vir ons. Hy sê die bouers het die steen verwerp. Maar vir die wat glo, dis waar die sleutel lê. Sal jy saam met my vanmôre stem as ek die stelling maak, Jesus is die middelpunt van die mensdom se lot. Kan ek dit weer sê? Jesus is die senterpunt, hy is die spulpunt van die mensdom se lot. Alles draai om Jesus. As dit nie vir Jesus was nie, wat sou gebeur het? Dan het ons geen fondasie gehad om ons geloof in te anker nie. Dan het jy geen reg gehad om vir die sieke te bid en te sê, in die naam van Jesus word gesond nie. Hoekom? Want dis nie daar nie. Jesus het dit nie kom vervul nie. Jy kan tot geen demoniese mag spreek en sê, in die naam van Jesus, submit aan God. Jy kan nie bevryding doen, demone uitroep uit mense, hy sê, kom uit in die naam van Jesus nie. Hoekom? Want dit het nie krag as Jesus nie gesterf het, as hy nie die hoeksteen was nie, as hy nie betaal het vir daai prys nie, het daai woorde geen krag gehad nie, maar omdat hy oorwin het, omdat hy opgestaan het, omdat hy verwerp was, maar nie verwerp gebly het nie, word hy die een wat nou, as jy sê, in die naam van Jesus, dan is dunamis, goddelike krag, verlossing, vrymaking, onmiddellik tot jou beskutting. Nie 21 dae weg nie, nie 3 ure weg nie, nie R5,000 wat ek moet betaal nie, nee, as jy hom aanroep in jou tyd van benoudheid, is hy daar. En daarom sê hy, sal jy nie in benoudheid staan nie, want ek is vir jou. Ek verstaan nie altyd sy weë nie, maar ek weet, die hoeksteen staan vas. Die hoeksteen is vas. Dis nie my tyd nie, maar die hoeksteen is vas. So ek's in lyn, ek bly in lyn met die hoeksteen. Ek weet dat dit wat hy gedoen het, kom bekragtig het, kom bevestig het, is daar vir my. Ek in hom, hy in my. Maak dit sin? Dit hoef nie. Ek vertrou U. Die vyand kom met vrae. Ja, maar hoekom? Wanneer? Hoe gaan ons? Stop. Ek vertrou die hoeksteen. Die kosbare hoeksteen. Ek kies die een wat vir my gesê het, ek sal jou nie laat beskaamd staan nie. So wat hoe hy ook al ek die ding gaan uitwerk, gaan ten goeie meewerk vir jou, want jy is my kind. En ek sal jou red. Hoekom? Want ek gaan lewe om te vertel dat my God goed gedoen het. Ek sal lewe om te vertel van U goedheid. Ek sal lewe om te aanbid dat U God is. Ek sal lewe sodat ek kan aangaan om die evangelie te kan verkondig. Ek sal lewe. Stefanus, ons het gister daaroor gepraat, 'n martelaar van Jesus, 'n disipel van Jesus. Hy word gestenig omdat hy Jesus predik. Die mense los hom vir dood, sê die Bybel. Hulle met klippies gegooi nie, klippe. Nou dink nou as hulle jou gooi om te los vir dood, iemand moes gaan voel het, klop haar nog 'n pols. Skop hy nog bietjie styf of nie? Is julle hier vanmôre? Sien julle die prentjie? Daar lê Stefanus onder die klippe. Die mense los hom, hy's dood. Hy sê die krag van die Here kom oor hom.
En God wek hom op uit daai klippe, uit daai dood uit. Hy staan op, skud hom af, en gaan na die dorp langs aan en gaan predik dieselfde boodskap. Party mense sal sê, het jy nie geleer nie? Die stof sit nog aan jou klere. Kyk, die bloed is nog op jou voete. Hy sê, ek skud dit af, ek sal lewe om te vertel wat die Here gedoen het. Dis die God wat ons dien. Dis die God wat ons dien. Wilma, mag ek oupa se voorbeeld gebruik? Wilma se pappie is tans op 'n siekbed. En hy het 'n ervaring gehad waar dokters vir hom sê hy het nie meer baie tyd oor nie. En daar was 'n seisoen wat almal gedink het hy gaan vandag, miskien môre sterf. Daar het 'n oomblik gekom wat hy 'n doodservaring gehad het. Hy het gesterf, asem uitgeblaas. En in daai oomblik vertel hy vir ons, het hy gesien hoe dat hy loop na die hemel toe. Hy het nou die dag vir my weer genoem. Hy het sê daar was baie trappe wat hy moes opklim. Goue trappe, die mooiste plek wat hy kan sien, met helderheid, en daar's die poorte, dis die hekke, né? Hy sê, en ek het geloop tot by daai hekke, ek wou daar uitkom, maar toe sê die stem vir my, dis nog nie tyd nie, nog 'n klein tydjie. En op daai oomblik toe bid hulle pastoor vir hom, en roep hom terug, en hy word toe nou kom, sê maar, terug in sy liggaam, en hy's weer lewendig. Ons glo met alles in hom. Hoekom het God gesê, nog 'n klein tydjie? Presies hierdie vers, want jy moet lewe om te kan vertel wat jy gesien het, wat jy ervaar het, want daar's ander wat dit moet hoor. Daar is 'n ewige lewe, daar is 'n hemel. Hy vertel, en julle kan dalk later met Wilma hulle self gesels, die detail is dalk beter. Hy sê, maar die aanbidding en die sang wat daar gesing word, is die mooiste wat hy nog gehoor het. Hy kon nie iemand sien daar fisies nie, maar hy hoor hulle sing. Dis net worship en lofpryse en oral. Goue strate. Hy het nie God van aangesig tot aangesig gesien nie, maar hy het 'n ervaring gehad wat vir hom die sekerheid gegee het dat dis waarheen ek op pad is. Dis nie nou my tyd nie, nog 'n klein tydjie, dan gaan hy my kom haal, so ek moet terugkom vir 'n doel. Vir my is dit 'n kosbare bevestiging van waarheen ons eintlik op pad is. Shame. In sy hartjie sê hy, ek wou nie terugkom nie. Ek wou gaan, maar ek moes terugkom vir 'n rukkie. Jy weet, dit wat ons doen, is met 'n doel. Wat jy lewe, het tog 'n doel en 'n rede. Dis hoekom ons nog hier is. Dis hoekom jy nog nie gesterf het nie. Hoekom? Ek sal lewe om te vertel dat God goed is. Daar's van julle wat lankal moes dood wees. Daar's van julle wat in karongelukke was, waar julle vir weke gelê het, waar mense nie geweet het, gaan jy lewe of nie. Kom ons wees eerlik. En Cheryl, jy sit hier as 'n wonderwerk. Daar's van julle wat al aangehou was, met 'n wapen teen jou gerig was. Jy moes gesterf het. Daar's van julle wat al deur vervolging is, van julle is verwerp deur julle eie ouers, weggegee as pap babietjie. Daar's van julle wat dalk, en vergewe my as 'n kras oorkom, jou ma wou jou aborteer. Maar weet jy wat God het gesê? Hulle sal lewe om te kan vertel dat God goed is. Jy sien, daai pille waarop jy was, daai alkohol, daai verslawing, was daar om jou dood te maak, jou lewe te steel. Wat het God gesê? Jy sal lewe. Here, maar ek wil, bly stil, jy sal lewe. Ek sien nie, bly stil, jy sal lewe. En partykeer moet ons net so met die vyand ook begin praat. Sê, bly stil in Jesus naam. Ek sal lewe. Ek is in die hand van die lewende God. My God sê, niks gebeur wat nie moet gebeur nie. En wanneer ek deur beproewing gaan, het hy klaar vir my die oorwinning gegee, klaar die uitkoms gegee, want die beproewing is maar 'n menslike. So, bly stil. Ek het 'n ander woord wat ek vir hom wil sê, maar dis in Engels. Amen. Bly stil in Jesus naam. Ek sal lewe om te kan getuig van die goedheid van God.
Ons moet oor ons lewe uitspreek. Jy sien vir die ongelowige wat Jesus nie glo nie, wat Jesus tot aanstoot vind of tot struikeling, die woord sê hulle gaan die prys moet betaal met hulle eie bloed, omdat hulle die kosbare bloed verwerp het. Hy wil nie jy moet dit doen nie. Vir hulle, die hoeksteen wat 'n struikeling is die een wat die koring van die kaf gaan skei. Hierdie struikelblok, die hoeksteen wat verwerp is, wat niemand aanvaar het nie, hy is die ene wat die skape van die bokke skei. Hy is die een wat die waarheid van die leuen openbaar. So vanmôre in afsluiting, ons hele samelewing en die hele mensdom word in net 2 groepe verdeel. Irrelevant, wat is jou taal, wat is jou nasie, waar kom jy vandaan, irrelevant van wat is jou agtergrond, wat is jou credentials, jou kwalifikasies, net 2 groepe. En dit word ingedeel, die eerste, in die wat glo, in die hoeksteen. Die wat sê ek is ingebou as 'n lewende steen in die hoeksteen in Christus Jesus. Die wat sê ek is deel van die geestelike tempel van God, sy liggaam. Die wat sê ek is 'n heilige priesterdom en ek is hier om heilige offers aan die Here te bring. Die wat sê my identiteit is veilig in Jesus. Wat is jou identiteit? Dis wie jy is in Christus. Amen. Is om te staan vir wie jy is. Die ander groep is die wat nie glo nie. Want dis wat die woord hier uithaal. Hy sê, die wat glo, die wat nie glo nie. Die gelowiges, die ongelowiges. Die ongelowiges, ongelukkig is diegene vir wie die waarheid 'n struikelblok gaan wees. Is diegene wat die steen verwerp het. En is diegene wat ontken dat God 'n waarheid is. En die hartseer saak is, hulle weiering om te glo, lei tot hulle eie ondergang. Jesus sê, kom na my toe. Jesus sê, ek wil jou help. Hulle sê, ek wil nie. In afsluiting 2 hoofstukke, 2 gedeeltes, wat ek vir ons wil lees, wat ek hoop in samevatting vir ons hierdie goed by mekaar gaan bring. 1 Timoteus 4 vers 1. Is julle nog wakker? Okay. 1 Timoteus 4 van vers 1 en vers 2, hy sê, maar die Gees, en is hoofletter die Heilige Gees, sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sal julle sê, dis moontlik die tyd waarin ons nou lewe? Alright, laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste, en leringe van duiwels sal aanhang. Daar's so baie valse leringe. Ek luister gister na 'n ou wat sê, God is liefde. En hy's lief vir alles en almal. Dis die waarheid. Maar hy's lief vir, dan noem hulle die goeie so op. Nee, hy het die mens lief, hy haat die sonde. En hulle kyk na die sonde, nie na die mens nie. Nou laat die identiteit van die sonde hulle identiteit word. Nee, Jesus moet my identiteit word. Wat sê hy verder? Hy sê deur die gefeinste van leraars, gefeinstheid van leraars sal gebrandmerk is in hulle eie gewete. Aan die ander woorde, hulle soek daai om in die gehoor gestreel te word. Nou die Here het jou en my nie geroep om doom preachers te wees nie. Hy het ons geroep om lewende stene te wees, in die hoeksteen, wat hoop tot die lewe deel. Het is baie maklik om YouTube aan te sit en 'n paar dinge daar te kry en te dink alles is verlore. Die hele wêreld gaan agteruit, alles gaan die mekaar word. Kyk wat doen die ou en kyk wat doen daai ou en kyk wat doen Bill Gates en kyk, come on, oor wie preek ons, oor wie lewe ons, wie verteenwoordig ons? Ons verteenwoordig Jesus Christus. En vir sy bruid is daar hoop. Hoekom? Want hy sê ek sal jou nie laat beskaamd word nie.
Dis hoekom die wegraping 'n werklikheid is. Dat voordat die groot afvalligheid kom, sê die woord van die Here, gaan hy ons kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. Amen. Moenie jou kop laat besoedel deur YouTube predikers wat jou bang maak vir alles nie. Jesus sê, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde, selfbeheersing en 'n gesonde verstand. As een skree, gaan uit, hier's Jesus. Hy sê, moenie eers uitgaan nie. Julle ken die tekens van die tyd. Jy hoef nie uit te gaan nie, hy gaan jou oproep. Hoekom wil jy tyd mors om uit te gaan? Wees gereed om op te gaan. Daar's 'n verskil tussen uitgaan en opgaan. Net daar waar jy is, gaan hy jou kom al, glo my. Hy roep jou nie Mieliland toe of middel van die highway of waar ook al nie. Hy sê daar waar jy is, as jy my aanroep, is ek daar. Dis wat harpazo beteken. In die oorspronklike vertaling, he's gonna come with force and he's gonna wrap you up in 'n oogwink. As Jesus kom, is aan die tyd om uit te gaan nie. You're gonna be here next moment. Woo! Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Jou tekkies wat so duur is, bly daar. Like hulle my vellies? Daai vellies gaan agterbly. Jy gaan. Jy gaan jou broek moet vashou. Hier gaan ons. Amen. In 'n oogwink is jy gereed. Maar wat doen hy? Hy sê daar's baie valse leraars, wat mense in die gehoor wil streer, wat praat wat hulle wil hoor, wat praat wat hulle wil voel. It's not about feeling, it's about faith. Ek hoop nie my preek laat jou goed voel vanmôre nie. Ek hoop die preek stig jou geloof, om te midde van vervolging en seermaak, en wat ook al gebeur, sê, ek sal staan vir die waarheid, vir geregtigheid. Hoekom? Want ek is in die hoeksteen, en hy gaan my lei. 2 Tessalonisense hoofstuk 2, ekskuus tog, van vers 3 tot en met vers 12. Ek gaan vir ons lees, hy sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Van wie praat hy hier? Die Antichrist. OK, vers 5. Omdat julle, onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie, en nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Nou daai versie, vers 6, is vir my, vir Eben, 'n bewys, dat ons nog nie in die 1000-jarige vrederyk lewe nie. Dat die wegraping nog nie plaasgevind het nie. Want daar's een wat hom teehou. Wat's daai een wat hom teehou? Nie die kerk nie. Die Heilige Gees in die kerk. Nie ek en jy nie. Die Gees van God, die Gees van waarheid, wat in die kerk is, verhoed dat die Antichrist geopenbaar kan word. Daarom glo ek in 'n wegraping, want wanneer die kerk opgeraap word, weggevoer word, Jesus in die lig tegemoet kom, waar's die Heilige Gees? Saam met sy kerk. Hy kom woon mos in jou en my, ons is die tempels van die Heilige Gees. So wanneer ons saam gaan hy mos saam met ons. Onthou, die Heilige Gees is woonagtig in mense. Maar die wat agterbly is die wat die bousteen verwerp het. So hulle verwerp die Heilige Gees ook. Nou, wanneer die Heilige Gees weg is, saam met die liggaam van Christus, ons gaan bruilof vier saam met Jesus vir 7 jaar. Die woord is baie duidelik. Wat gebeur dan? Dan kan die Antichrist hom eers openbaar. Dan kan hy hom verhef as God. Probeer. Dan kan hy sê, jy moet buig en my aanbid. Met 'n valse vredesooreenkoms, en ons ken sy triks en sy planne, maar dit kan eers kom as die Heilige Gees weg is. Sê vir my, is die Heilige Gees nog op aarde? Ervaar jy hom nog? Is hy deel van jou lewe? Pas op dat ons nie deel van die bouers word wat hom verwerp nie, né? Alright. Fokus op die boodskap. Vers 7. Wat sê hy daar? Hy sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid
is al aan die werk, net totdat hy, wat nou teehou, uit die weg geruim is. Ek het nou net vir u gesê, nee. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms tot nuut sal maak. Luister, ek weet nie Roland, ons in dieselfde kerke groot geword, maar daar was vir ons gesê, daar gaan 'n bloedrivier wees, daar gaan 'n vallei wees, wat deur Petra loop, en die bloed gaan loop tot hier by die stange van die pad, en dit is Openbaring, alright? Daar gaan 'n oorlog wees, nooit, gaan nie oorlog wees nie, gaan 'n oorlog wees, maar Jesus gaan 'n woord spreek. Ek het altyd gedink, wat ek bedoel is, ek weet ek praat deur mekaar, dis engele met swaarde en skilde, en dan gaan bomme ontplof, en die engele gaan die ander ouens kom doodsteek, want dit is mos 'n oorlog. Die goeie teen die slegte. Die wêreldmagte heerse, hulle gaan opstaan na Jerusalem toe gaan, en die Jode wil verwoes en alles, en dan gaan hulle oorlog voer. Wat sê die woord van die Here? As Jesus kom, sal hy hom oorwin met sy mond. Ek weet nie van julle, sien julle dit? Wat sê hy, wat is in sy mond? Sy woord. Die woord is wat? 'n swaard. Hy sal met sy woord oorlog voer. Die antichrist gaan kom met al sy chommies, met al die kanonne, met al die groot goedjies, met al hulle boom, wat sê atoombomme, om Israel, dis waarheid, om die Jode van die aangesig van die aarde te probeer afvee, dis 'n werklikheid, maar wanneer Jesus kom, en hy daag op, het hy nie 'n paar bullets in 'n gun nie, hy het nie 'n paar engele met 'n paar swaarde nie, hy gaan sê, dis verby. Soos wat die skepping was, laat daar bome wees, laat daar lig wees, laat daar diere wees, sal hy die amies van die wêreld verwoes met sy mond. Gaan daar bloed vloei? Vir dit om te gebeur, moet daar bloed vloei. En ek dink dis hoekom dit vreeslik is om te val in die hand van die lewende God. Maar vir die kerk, waar is jy? Dink gou mooi, waar gaan jy wees as dit gebeur? Nou, hoekom worry jy oor daai tyd? As jy bruilof het, luister, en ek wil nie ligsinniglik klink nie, maar as jy op honeymoon is, dink jy nie aan die werk en alles wat by die huis aangaan nie. Jy hou honeymoon. Daar's 'n feesmaal wat gaan plaasvind. Die bruidegom gaan saam met die bruid verenig word. En ons gaan vir 7 jaar feesmaal vier saam met Jesus. Dit waaroor jy lewe. So kom worry jy wat gebeur na die wegraping. Jou enigste worry moet wees, daar's mense wat tot bekering moet kom. Eerlik. Wat gaan gebeur? Hoe gaan dit gebeur? It's not your worry. Dis God se storie. Hy skryf die boek. Hy bring dit tot vervulling. Jy moet seker maak jy's reg as hy jou gaan roep. As daai basuin blaas, dat jou oor ingestel is op daai basuin se frekwensie, dat jy dit kan hoor. Dat ons kan saamgaan. Amen. Vers 9. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met die allerhande kragte, dade en tekens en wonders van die leuns en met allerhande verleiding en ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. Met ander woorde, die wat nie geglo het nie, hulle glo mos nou die leuen. En nou gaan hy aan, hy sê, en daarom sal God hulle, en hierdie is 'n harde vers om te hoor, die krag gee. Hy sê, hy sal die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. So daar gaan 'n tyd kom, as die mens aanhoudend hulle harte verhard vir die waarheid, aanhoudend die hoeksteen verwerp, aanhoudend nie luister nie, val oor dieselfde struikelblokke, selfde uitdagings, selfde probleme. Dit raak, Jesus het betaal vir my verlossing, maar ek val daaroor. Ek kan nie loskom nie, ek kan nie vrykom nie. Ek bly vasgevang in wat ook al. Dit word 'n struikelblok, want Jesus het klaar betaal daarvoor. As ek hom nie aanvaar in sy verlossing en sy redding, sy genesing, sy bevryding nie, word dit my stumbling block.
Hy sê, dan gaan hulle dit verloor. They're gonna miss the end. Maar vir die wat luister tot die einde, die wat getrou bly, die wat toelaat dat hy ingebou word, te midde van wat hulle deurgaan, hulle identiteit, as liggaam, as kerk, as tempel van die Here, sal ewig staan. Ons identiteit as kerk is intrinsiek gekoppel met Jesus, die hoeksteen. Dis die enigste wy. Jesus die hoeksteen. Daar is geen ander geestelike huis buiten Jesus nie. Hy's die anker, hy's die hoeksteen, hy's die liggaam. Ek weet nie vir u nie, maar in afsluiting hierdie vers gee vir my as kind van God, gee vir my daai wete, daai versekering, dat maak nie saak wat gebeur nie. Vir my as kind van God, as ek my geloof in die Here plaas, sal dit nie te vergeefs wees nie. Alles werk ten goeie mee. My identiteit in Christus is geanker in God se soewereine, ewige plan. Daarom kan ek genoem word 'n heilige priester, seun en dogter, nie slaaf nie. Amen. Maar kom terug na geloof en die wat nie glo nie. Glo beteken, ek moet dit doen. Amen. Vers 8 sê, van 1 Petrus 2 8 sê, vir die wat hulle daarteen stamp, hulle sal struikel natuurlik, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam was, waarvoor hulle ook bestem is. Hy sê, maar vir die wat glo, is die hoeksteen 'n kosbare steen. In die twee groepe, watse groep is jy? Ek vra nie, is jy Christen groep of nie, ek vra, glo jy? God onwrikbaar? En is jy bereid om te staan tot die dood toe, met sy hulp, met sy krag? Of het alles te veel geword, en het word vir jou 'n stumbling block? Die enigste manier om terug te kom, is om te glo, en na Jesus toe te kom. Dit kos baie keer dat ek my hardkoppigheid en my wil moet kruisig. Dit kos dat ek my wee moet neerlê. Because it's not about me, it's about him. Dit kos dat ek bietjie moet boeke vat in my lewe en kyk. So die Here is besig om met mense te werk, daar waar jy staan, ontmoet net die Here. Dit wat hy vir jou sê vanmôre, doen dit. Doen dit. Kira mandra gasti alele mandra. Sika yendra baba 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 sia.